Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Ergens lees ek die risiko dat ons kinders nie meer werklik speel nie. En dan praat ons nie van al die rekenaarspeletjies en dies meer nie. Maar daardie ou speletjies wat ons altyd gespeel het, bok, derde mannetjie, vrot eier en dies meer. Dis asof kinders net nie meer buite kom nie en in hulle spel, en veral met die rekenaarspeletjies is daar gewoonlik iemand wat vernietig moet word om te wen. Terwyl die speletjies wat ons gespeel het, wat ek nostalgies aan terugdink, niks daarvan gehad het nie. Het mens soveel vaardighede geleer in die proses om te sosialiseer en net lekker tyd saam met jou portuïergroep deur te bring. So gaan lees ek sommer so 'n bietjie weer op oor al hierdie speletjies wat ek weet nie of ek dit net nie sien nie, maar dit nie meer lyk of ons kinders dit regtig speel nie. En ek gaan net so een of twee noem. Die eerste een wat ek aan dink wat ons baie gespeel het is vrot eier. En ek hoef dit seker nie eers te verduidelik nie, maar waar ou met die een persoon begin, die ander sit in 'n sirkel en hierdie persoon hardloop dan al om hierdie persone wat in die sirkel sit en dan gooi hulle 'n sakdoek neer en jy is vrot eier as jy nie agterkom die sakdoek lê agter jou nie. Hoe jy dan moet opspring en dan jaag jy die persoon wat die sakdoek neergegooi het en dan kan jy weer omgooi. So 'n hele aangename speletjie en daar was nooit wat ek kan onthou wat dit vir jou waar jy eintlik in groot verleentheid gebring het. Dit was eintlik groot sports gewees om dan nou iemand uit te vang maar dit was nie dat jy belaglik gemaak word nie. Maar iets wat ons ook baie gespeel het was touchers of waar jy sê maar dis jy moet begin. Dan hardloop jy en jy probeer die groep hardloop vir jou weg en die persoon wat jy aanraak is dan aan die beurt en hy moet dan weer of sy aanhou hardloop en jaag tot hulle iemand vang. Maar so in die konteks van dit alles dink ek aan hoe min ons regtig meer geraak word. Toe ek so dink aan weer die aanraak, dis miskien wat eintlik dit ook goed gemaak het, dat daar ergens kontak kom. Wat ons so mis, hulle sê mense is kontakhonger. En ek wonder wanneer laas het ons nog ons verwonder oor die klein besonderse wonderwerke in ons omgewing. Dit wat regtig spesiaal is. Die spesiaal wees van 'n verhouding, van verlief wees, van mooi, van dit wat esteties mooi is. En dan daarmee saam ook of ons nog werklik ook verwonderd staan oor wat God aan ons openbaar en wat hy openbaar aan ons in terme van sy liefde vir ons. Mag ons nooit ons verwondering verloor nie. Maar mag mense ook wanneer hulle ons teenwoordigheid kom, iets van die wonder van God beleef. Ek sluit af met Florence Nightingale wat ergens lees ek dat iemand vir haar gesê dat sy is Christus vir hom. En mag ons so in ons lewe leef dat mense verwonderd is oor die liefde en die wonder van God in ons en deur ons. Maar mag ons ook die wonder van Christus en ander om ons raak sien. Jy kan die gedeelte weer gaan lees my Facebook bladsy Eugene Kemp en Dakkie Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.